Kom ons word nou stil voor die Here. Stuur u lig en u waarheid, o Here, en laat die ons lei, laat die ons bring na u heilige berg en na u woninge, dat ons kan ingaan na die altaar van God, na die God van ons jubelende blydskap. Amen. Geliefdes, genade en vrede vir julle van God onse Vader en die Here Jesus Christus in die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing Psalm 118 tot die Here se lof. Psalm 118, die 10de en die 12de verse. Vers 10 sê, dit is die poort van Israels Here wat voor sy huis as wagter staan, die poort wat meld van heil en ere, waardeur sy gunsvolk in mag gaan. Dis vers 10 en dan vers 12, dit is die dag deur God verkore, die feesdag aan hom toegewy. En daarna bely ons geloof saam. Ons belydenis wat ons met elke ander gelowige die wêreld oordeel, is die 12 artikels van die algemene Christelike geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel. Wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood, en opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen.
Ons verootmoedig onsself nou voor die heilige God in wie se teenwoordigheid ons hier by mekaar is, deur te luister ook na sy wet wat hy vir ons in Eksodus 20 laat afkondig het. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. En die eerste gebod is, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Tweede gebod is, jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my naam onderhou. Die 3de gebod. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie. Want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. 4de gebod, gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun, of jou dogter, of jou diensknegt, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae die Here, die hemel en die aarde, die see en alles wat daarin is, het hy gemaak en op die 7de dag het hy gerus. En daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Die 5de gebod. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. 6de gebod is, jy mag nie doodslaan nie. 7de gebod is, jy mag nie egbreek nie. Die 8ste gebod is, jy mag nie steel nie. Die 9de gebod, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. En dan laastens, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons sing in antwoord op die Here se wet, Psalm 32, die 1ste en die 3de verse. En dit begin met 'n stelling dat iemand wie se skuld en straf onthewe is, dat hy wel geluksalig is. As hy daardie woord mag hoor, jou sondes is vergewe. Psalm 32 verse 1 en 3 en daarna bid ons saam. It's
Driemaal heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees, wanneer ons die sagte, milde reën daar buite ervaar, dan kom die besef by ons op hoe onverdiend U genade is. Wanneer ons U heilige wet voor ons oopmaak en besef tot watter mate ons ongehoorsaam is daaraan, dan dring die besef tot ons deur dat U genade oneindig groot is. Oneindig groot is met sondaar mense, op wie U ook die reën van U woord laat neerdaal en teen alle verwagting in lewer dit vrugte op. Ook in ons lewens, ons wat U gunsvolk is, wat hier by mekaar kon kom om die klank van U woord te hoor, onder die genadige werking van die Heilige Gees daardie woord te glo. En ons weet ook dat dit nie vanselfsprekend is nie. Mag die Gees kragtig in ons midde werk, daar waar U diensknegt in sy swakheid dit aan U gemeente voorhou. Mag die Heilige Gees kragtig in ons midde werk, dat ons daardie woord aanvaar en dat ons dit ons eie maak. En dan bid ons, Hemelse Vader, dat U in die wonderlike liefde en genade ook elders in hierdie land en in die wêreld oor daardie woord sal seën waar dit gebring word. Dat U diensknegte wat U geroep het sal lei om die woord reg te sny, om niks daarvan te weerhou wat nuttig is nie, sodat U kerk kan groei, sodat daar genesing kan kom, daar waar daar siekte is en daar waar daar verval gekom het. Ons het geen ander middel waarop ons vertroue kan stel nie as die Heilige Gees wat die woord van ons Here Jesus Christus verkondig in waarheid. 'n Genadige God en Hemelse Vader, en dan bid ons dat U ons sonde sal vergewe, dat U ons sal vergewe daar waar ons so ondankbaar lewe, daar waar ons nie hierdie liefde en genade wat ons in die Here Jesus Christus het, na waarde ag nie. Ons bid dat U ons sal vergewe daar waar ons gebedloos deur ons dae gaan, daar waar ons onsself oorgee aan die dinge van die wêreld en dat die dinge van die wêreld ons lewens beheers. U ken elkeen van die kinders, U weet wat se omstandighede hulle in leef. U ken elkeen se verslawing. U ken elkeen se versoekinge. Genadige God en Hemelse Vader, in die naam van ons Here Jesus Christus, bid ons om vergifnis en verlossing. Amen. So ons blaai na die Nuwe Testament, die apostel Paulus se brief aan die Korintiërs, die eerste brief, en ons gaan die 12de hoofstuk lees. 1 Korintiërs 12. En hy begin so: en wat die geestelike gawes betref, broeders, wil ek nie hê dat julle onkundig moet wees nie. Julle weet dat julle heidene was, weggevoer na die stomme afgode, net soos julle ook al gelei is. Daarom maak ek julle bekend dat niemand wat deur die Gees van God spreek, Jesus 'n vervloeking noem nie. En niemand kan sê dat Jesus die Here is nie, behalwe deur die Heilige Gees. Daar is wel 'n verskeidenheid van genadegawes, maar dit is dieselfde Gees. En daar is 'n verskeidenheid van bedieninge, en tog is dit dieselfde Here. En daar is 'n verskeidenheid van werke,
En tog is dit dieselfde God wat alles in almal werk. Maar aan elkeen word die openbaring van die Gees gegee met die oog op wat nuttig is. Want aan die een word deur die Gees 'n woord van wysheid gegee en aan die ander 'n woord van kennis vanweë dieselfde Gees. En aan ander weer geloof deur dieselfde Gees. En aan ander genadegawes van gesondmaking deur dieselfde Gees. En aan ander werkinge van kragte en aan 'n ander profesie en aan 'n ander onderskeiding van die geeste, aan 'n ander allerhande tale, aan 'n ander uitleg van tale. Maar al hierdie dinge werk een en dieselfde Gees, wat aan elkeen afsonderlik uitdeel soos hy wil. Want net soos die liggaam een is en baie lede het en al die lede van die een liggaam, alles hulle baie een liggaam is, so ook Christus. Want ons is almal ook deur een Gees gedoop tot een liggaam, of ons Jode of Grieke is, slawe of vrymanne, en ons is almal van een Gees deurdronge. Want ook die liggaam is nie een lid nie, maar baie. As die voet sou sê, omdat ek nie van die hand is nie, behoort ek nie aan die liggaam nie, behoort hy daarom nie aan die liggaam nie? En as die oor sou sê, omdat ek nie die oog is nie, behoort ek nie aan die liggaam nie, behoort hy daarom nie aan die liggaam nie? As die hele liggaam oog was, waar sou die gehoor wees? As dit geheel en al gehoor was, waar sou die reuk wees? Maar nou het God elkeen van die lede in die liggaam gestel, soos hy gewil het. As almal een lid was, waar sou die liggaam wees? Maar nou is daar wel baie lede, maar net een liggaam. En die oog kan nie vir die hand sê, ek het jou nie nodig nie. Of ook die hoof vir die voete, ek het julle nie nodig nie. Maar veel eerder is die lede van die liggaam noodsaaklik wat die swakste lyk. En die lede van die liggaam wat vir ons minder eerbaar lyk, beklee ons met oorvloediger eer. En so het ons sierlike lede oorvloedige sierlikheid. Terwyl ons sierlike lede dit nie nodig het nie. Maar God het die liggaam saamgestel en aan die misdeelde lid oorvloediger eer gegee, sodat daar geen verdeeldheid in die liggaam mag wees nie, maar dat die lede gelyke sorg vir mekaar mag dra. As die een lid ly, ly al die lede saam. En as een lid geëer word, is al die lede saam bly. Maar julle is die liggaam van Christus en lede afsonderlik. En God het sommige in die gemeente gestel, in die eerste plek apostels, ten tweede profete, ten derde leraars, daarna kragte, daarna genadegawes van gesondmaking, helpers, regeringe, allerhande tale. Almal is tog nie apostels nie, almal is tog nie profete nie, almal is tog nie leraars nie, almal is tog nie kragte nie. Het almal genadegawes van gesondmaking, spreek almal in tale, kan almal dit uitlê, maar beywer julle met die oog op die beste gawes, en ek wys julle 'n nog uitnemender weg. Dit is die woord van die Here, en ons lees tot sover daaruit. Kom ons antwoord nou daarop, om 'n psalm saam te sing, wat juis getuig van hierdie onderlinge verbondenheid, Psalm 133 verse 1 en 2. Dit is, hoe goed is dit, 'n huis vol lieflikhede, dat broeders woon in onverstoorbare vrede.
1 Korintiërs 12 vers 12, net soos die liggaam een is en baie lede het, en al die lede van die liggaam, al is hulle baie, een liggaam is, so ook Christus. Broers en susters, een vir almal en almal vir een, dit is 'n beginsel wat ek nog uit my weermagdae onthou. Die peloton of die kaserne moes as 'n eenheid optree. En as die een agter sou raak, dan moes die ander hom help om by te bly. En as iemand sou weier om sy kant te bring, het die ander hom gou laat verstaan, dit werk nie so nie. Hierdie beginsel is natuurlik krities, noodsaaklik. In oorlogstyd is dit van uiterste belang dat die troepe vir mekaar uitkyk, mekaar dra, mekaar ag. Hierdie beginsel is krities noodsaaklik, want veldslae word daarvolgens gewen of verloor, lewe en dood is op die spel. En as dit so is met die wêreldse oorloë wat daar gevoer word, hoeveel te meer met die geestelike oorlog wat ons as gemeentes moet voer. 'n Oorlog waar nie net lewe en dood op die spel is nie, maar die ewige lewe en die ewige dood. Die menslike liggaam het baie ledemate, maar hierdie baie ledemate vorm almal saam een liggaam. Dis wat ons skrifgedeelte sê. En so is dit ook met Christus se liggaam. En oor hierdie saak wil die apostel nie hê dat die gemeente onkundig moet wees nie. Oor hulle verhouding tussen die eenheid en die verskeidenheid in die gemeente, moes die gemeente weet hoe dinge in mekaar steek. Net soos ons dieselfde beginsel hier vandag moet verstaan, alhoewel daar 'n gaping van duisende jare tussen ons en die Korintiërs is. Soos ons as gemeente vandag unieke probleme het, so het die Korintiërs hulle eie besonderse knelpunte gehad. En tog is daar ooreenstemming. Daar is wel 'n verskeidenheid van genadegawes, maar dis dieselfde Gees. Daar's 'n verskeidenheid van bedieninge en tog is dit dieselfde Here. Daar's 'n verskeidenheid van aktiwiteite en tog is dit dieselfde God wat alles in almal werk. Dieselfde Vader, dieselfde Here Jesus, dieselfde Gees wat alles in almal werk. Almal deur een Gees gedoop. Met ander woorde, dieselfde Gees het ons almal oorspoel. Ons is almal van dieselfde Gees deurdrenk. Die Korintiërs en die gemeente hier. Nou die Korintiërs het hiermee gesukkel. Hierdie verhouding tussen die eenheid en die verskeidenheid, dit het die Korintiërs laat struikel. En dit kom ons sommer vroeg in hierdie brief agter. Sommer vroeg in hierdie brief kom ons agter, daar's nie eensstemmigheid nie. Daar's twiste en partyskappe in. So lees ons, sommige het partydominees aangehang en ander het weer ander dominees verkies. Sommige het hulle persoonlike heiligmaking baie ernstig opgeneem en daarom het hulle neergesien op diegene wat bereid was om heidense offervleis te eet. Sommige nog vars uit die heidendom, hulle het in hulle entoesiasme begin tale praat. Ander was meer stemmig en ordelik. En diegene wat in tale gepraat het, hulle het hulle self as verhewe beskou oor die wat dit nie gedoen het nie. Sommige was afkomstig uit die Jodendom, ander was weer nie Jode, ander was weer slawe en nog ander was vrymense. Sommige het meer as genoeg gehad, meer as genoeg om van te leef, ander het te min gehad. Sommige het hulle ooreet by die nagmaal etes, ander het weer niks gehad om te eet nie. Die gemeentelede het dikwels op mekaar neergesien, hulle was jaloers op mekaar. Die apostel Paulus beskryf ook baie van hulle as opgeblaase, vol van hulle self. So kan ons aangaan. Hierdie onderlinge verdeeldheid, dis deel van die vleeslike mens.
So skryf die apostel Paulus in hoofstuk 3. So, dis wêreldse neigings wat nog steeds onder die gemeentelede hoogtyd vier. Die gemeente het nog lank nie geestelike volwassenheid bereik nie. Almal is immers deur een gees gedoop, almal is deur een gees deurdrenk, die gemeente van die Korintiërs, maar ook die gemeentes van Koelsberg en Bloemfontein of waar ook al. En elke gees deurdrenkte gelowige het gawes ontvang. Verskillende soorte gawes, verskillende soorte bedieninge. En nou broeders en susters, het ons nie soos die charismate nodig om ons kerkwees te definieer deur gawes en bedienings wat destyds in daardie gemeente van Korinthe teenwoordig was nie. Ons kan byvoorbeeld sien dat die spreek in tale alreeds hier in hierdie primitiewe eerste eeuse gemeente meer probleme veroorsaak het as wat dit die gemeente gestig het. Dit lees ons elders in die brief. En wanneer Paulus sy briewe aan die Timoteus later skryf, briewe wat ons gedrag in die huis van God voorskryf, dan is daar geen melding van hierdie vroeëre gawes nie. En tog kan en moet ons hierdie gedeelte vandag in ons eie omstandighede ter harte neem, want die basiese beginsel bly dieselfde. Die verskeidenheid in die gemeente mag nie verdeeldheid veroorsaak nie. Die eenheid in die gemeente mag nie die verskeidenheid misken nie. Die gemeente is Christus se bruid. Dit skryf die apostel in hoofstuk 6. Die gemeente is die liggaam wat aan Christus behoort. Elke gelowige lidmaat se eie liggaam is lid van die groter liggaam, soos ons ledemate deel is van ons eie liggaam. In sy brief aan die Efesiërs noem die apostel Christus die verlosser van die liggaam. Hy is die redder van die kerk, van alle ware kerke en hulle lidmate. Ons mans behoort ons eie vroue te voed en te koester, soos Christus die gemeente versorg en daarvoor omgee. In hoofstuk 6 noem Paulus ook die gemeente se liggame afsonderlik en gesamentlik noem hy hulle 'n tempel van God. En in daardie tempel woon die Heilige Gees. Die liggaam, afsonderlik en gesamentlik, deur een gees gedoop, deur een gees deurdrenk. En Christus gee vir sy bruidskerk om die minste te sê. As ons as gelowige mans optree, dan voed en koester ons ook ons eie vroue se liggame. Maar hier in ons teksgedeelte, hier in 1 Korintiërs 12, gaan die apostel verder. Die Here verwag dat ons ook as lede van Christus se liggaam vir mekaar sal omgee en dat ons mekaar sal waardeer. Ons is nie almal dieselfde nie. Ons het nie almal dieselfde gawes ontvang nie. Op die oog af lyk dit miskien of sommige van ons se werk belangriker is of ons 'n belangriker funksie het. Belangriker as ander se. Nou is daar voete wat sê, omdat ek nie die hand is nie, behoort ek nie aan die liggaam nie. Daar is voete wat sê, ek is mos nie die dominee of die ouderling of 'n orgelis nie, so niemand gaan my mis as ek nie kerk toe kom nie. Baie van hulle kom selfs weke lank nie in die kerk nie. Ander kom wel kerk toe, maar hulle het geen bydrae om te maak nie. Of hulle wil geen bydrae maak nie. Hulle kom wel kerk toe, maar hulle stel nie belang om enigsins met 'n ander lidmaat 'n gesprek aan te knoop nie. Die dominee het skaars amen gesê of daardie voete vat die pad. Ons bely elke Sondag die gemeenskap van die gelowiges. Ons bely elke Sondag die lewe tot in ewigheid, maar ons het nie enige tyd, ons het nie 'n paar minute beskikbaar om saam met ander gelowiges te deel nie.
En dis nou medegelowiges met wie ons saam eendag 'n ewigheid gaan spandeer. Dis die medegelowiges wat die formulier beoog het, jy weet daardie formulier van belydenis, aflegging, daardie formulier waarvoor ons almal ja gesê het, hier voor die kansel, voor God in die gemeente beloof het, dat ek my gawes tot nut en saligheid van die ander lede sal aanwend. Terwille van die ander mense in die gemeente sal ek my gawes beskikbaar stel. Ek sal dit gewillig doen. Ek sal dit met vreugde doen. Dit sal vir my lekker wees. Ek sal dit met plesier doen. Almal van ons het dit beloof die dag toe ons belydenis van geloof afgelê het. Na mate elkeen van julle 'n genadegawe ontvang het, moet julle mekaar daarmee dien. So skryf die apostel Petrus in sy eerste brief. Maar ek het niks om aan te bied nie, dominee. Ons hoor dit baie keer, met ander woorde, ek het geen gawes ontvang nie. Toe die Heilige Gees aan elkeen afsonderlik uitgedeel het, het hy my oorgeslaan. Toe ons deur die Heilige Gees tot een liggaam gedoop is, het die Gees nie tot my deurgedring nie. Ek is nie ook soos ander deurdrenk met die Heilige Gees nie. Is dit regtig so, geliefde lidmaat? Het die Here jou regtig sonder enige gawes gelaat? Het jy nie dalk 'n glimlag vir 'n medegelowige nie? 'n handdruk miskien? 'n vriendelike woord? 'n gebed? Ja, 'n gebed kan baie waardevol wees. Bid vir mekaar, dis weer Jakobus wat so skryf, bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word, want die vurige gebed van die regverdige het groot krag. Broers en susters, mede lidmate van Christus se liggaam, ek gaan nie probeer om al die gawes te lys nie, al die gawes wat moontlik in 'n gemeente aangewend kan word nie. Daar's baie. Ek dank die Here waarlik, daar waar ek in ons kerke sien dat dit werklik gebeur. Om onsself diensbaar te maak, is die logiese gevolg van ons belydenis. Dis die logiese gevolg van ons geloof. En dis 'n oproep wat deur die hele skrif weerklink. Laat ons op mekaar ag gee om tot liefde en goeie werke aan te spoor, sê die brief aan die Hebreërs. Daar's natuurlik 'n ander sy van die saak, 'n verskynsel wat ook duidelik in ons skrifgedeelte na vore kom, en 'n verskynsel wat sekerlik in hierdie Korintiese gemeente 'n probleem was, soos dit enige ander gemeente kan pla, en dis die probleem van hooghartigheid. Net soos sommige voete maklik die pad vat, sonder om diensbaar te wil wees, net soos daar koppe of hoofde, soos dit hier staan, is daar koppe wat vir die voete sê, ek het julle nie nodig nie. Is u 'n kop of 'n hand in die gemeente, geliefdes? Is u die een wat gewoonlik alles doen en reël? Is u die een wat weet hoe om raak te vat? Is u dalk die een wat die Bybel en die belydenis beter ken as ander? Is u miskien 'n kop of 'n hand in die gemeente? Moenie neersien op die voete nie. Dis wat ons skrifgedeelte vir ons sê. Die lede van die liggaam wat die swakste lyk, is veel eerder noodsaaklik. Juist daardie liggaamsdele wat vir ons onbelangrik lyk, is des te meer noodsaaklik. Ja, die kop en die hande is belangrik, maar dis nie belangriker as die voete nie. Het dit nie al opgeval, daardie bekende teks uit Jesaja 52, hoe lieflik is die voete van hom wat die goeie boodskap bring, wat vrede laat hoor, wat goeie tyding bring, wat verlossing uitroep, wat aan Sion sê, jou God is koning. Nie 'n lieflike mond of 'n lieflike tong nie, maar lieflike voete.
Die lieflike voete wat die evangelie verkondiger van plek tot plek dra. Die lieflike voete wat hom help om daardie goeie boodskap van oor tot oor te bring. Die lede van die liggaam wat vir ons minder eerbaar lyk, beklee ons met oorvloediger eer. Die apostel Paulus verwys hier veral na daardie gedeeltes van ons liggame waarvoor ons skaam is. Ons beklee hulle met dubbele eer, skryf hy, ons versier hulle met netjiese klere. Soms word hulle baie uitsonderlik mooi gemaak met besonderse klere, terwyl ons sierlike lede dit nie nodig het nie. Maar God het die liggaam saamgestel om aan die misdeelde lid oorvloediger eer te gee. Geliefde kop en hand, doen spesiaal moeite met die voete in hierdie gemeenskap van ons. Reik uit na hulle. Moenie hulle ignoreer of misken nie. Ja, die een moet die ander voorgaan in eerbetoning, so skryf die apostel weer in Romeine 12. As die een lid ly, ly al die lede saam. As die een lid geëer word, is al die lede saam bly. Nou het dit u al opgeval, hoeveel keer die woord mekaar in die Nuwe Testament voorkom. Die nuwe tempel van God se nuutgemaakte huisgesin is 'n mekaar gemeenskap. Ek sal nou nie probeer om al die mekaar tekste met u te behandel nie, daar's te veel. Dra mekaar se laste, Galasiërs 6. Wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar. Vergeef mekaar, soos God ook in Christus julle vergewe het. Wees gasvry teenoor mekaar sonder om te murmureer. Dis daai eienskap wat maak dat die liggaam van Christus in hierdie wêreld uitstaan. Ons het vroeër verwys na die apostoliese geloofsbelijdenis. Van al die 12 artikels in die belydenis is ons geloof in die gemeenskap van die heiliges, is dit die enigste artikel wat ons sigbaar in hierdie wêreld kan uitleef. Dis slegs aan die gemeenskap van die heiliges dat die wêreld ons aan ons belydenis kan uitken. Een vir almal, almal vir een. Almal vir die een wat homself oorgegee het om sy liggaam te verlos. Geliefdes, as God ons so lief gehad het, behoort ons mekaar ook lief te hê. Dit is 1 Johannes 4 vers 11. Amen. Kom laat ons dank. Ons Hemelse Vader, aanbely ons dat ons soveel van ons eie ek en soveel van die wêreldse manier van dink en doen, daar waar dit elke hond vir homself is, dat ons dit in ons geloofslewe ook inbring. Ons bely ook dat ons dikwels dink dat ons sonder hierdie liggaam kan klaarkom. Ja, ons weet daar is mense wat smag daarna om by die gemeenskap van die gelowiges gevoeg te word, dat hulle in wêrelddele leef waar dit nie moontlik is nie. Maar ons bid dat daar waar dit moontlik is, dat ons as gemeentes, dat ons se Here Jesus Christus sal verheerlik, deur as een liggaam te funksioneer, een liggaam op te tree, een liggaam 'n getuienis uit te dra. Ons vra ook, Hemelse Vader, daar waar daar soveel afvalligheid is, waar daar soveel gelowiges wat uit mekaar uitgaan, kerke wat uit mekaar uitgaan, gemeentes wat uit mekaar uitgaan, vanweë sommige ernstige redes en soms minder ernstige redes, bid ons dat U ons genade sal aansien, dat U genesing sal bring,
sodat op grond van die getuienis van ons eenheid 'n verlore gaande wêreld daar buite mag glo. Ons vra dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons sing ten slotte Psalm 32, die 5de en die 6de vers. Vers 6 het net 'n halwe vers. En dit klink so: regverdiges, laat hoor die blye tyding en sing voor die Heer 'n lofsang van bevryding. Psalm 32 verse 5 en 6. Ontvang nou die seën van die Here en gaan daarmee in hierdie week wat kom. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.